Almal het gesê hulle was gereed. Is ons almal gereed? Soos julle kan sien, ons is weer lekker besig en op spoed. Die masjiene het al lekker gewerk vanoggend. Jy kan sien lekker stof oral, want ons is weer besig om meel te maal en reg te kry om te versprei en weer ook honger mense te voed. Maar jy moet altyd onthou, dit gaan nie net oor honger liggame nie. Ons vervaardig lekker pap. Ek gaan sommer so 'n bietjie vat en wys. Lekker pap wat deur die stelsel gaan. En dit verpak ons alles in sakke. As Strys net so agter my rug kan kyk, daar so agter is baie pallets wat al reeds verpak is en hulle is al klaar eintlik op bestelling uit na hongerbegeerlike mense wat kos benodig. En dan gaan ek sommer 'n sakkie ook deur die gryp. In hierdie sakkie wat ons hier so by ons het, sit ons 'n geestelike kos in vir julle almal. Asseblief mense, gebruik hierdie, geniet dit. Kyk hier, lees hom deur en maak erns met wat hierop staan. Hier's ook 'n hulplyn nommer, 'n gebedslyn wat jy kan skakel vir hulp. Moenie hierdie geleentheid laat verbygaan nie. Die Here leer vir ons uit sy woord uit. Vandag as jy my stem hoor, moenie hardkoppig wees nie. Moet dit nie laat verbygaan nie. Ons kom terug hier vandag by die masjiene. Jy kan sien ek het nou so 'n bietjie sweet hier voor my voorkop, maar ja, ek is nou nie 'n pastoor of 'n predikant nie, maar ek het my lappietjie, so ek kan maar 'n bietjie afvee hierso. Okay, so 'n bietjie humor tussenin. Maar ja, ek het bietjie gesweet, want ons het nou lekker gistermiddag opgeruim en skoongemaak en die ding gedoen, voorbereiding vir vandag se maal. Toe ons nou begin maal het, hier so ons gaan aan en almal is in, onthou, almal is gereed. Dit laat my dink aan die 10 vroue, meisies met die lampies. Almal het gesê hulle was gereed. Is ons almal gereed? 5 het olie, almal het olie gehad, maar eintlik was net 5 gereed, want hulle het voorsiening gemaak vir later en is ons heeltyd gereed vir as die bruilof gaan plaasvind, as die Here ons kom en ons uitnooi. Maak net seker dat ons gereed is. Dis wat ek nou bedoel. Ons was voorbereid, ons was gereed om te maal en toe is almal in posisies en hier start ons die masjien, ons gaan aan. Goed. Intussen tyd soos wat ons gemaal het, toe weer eens dankie vir wysheid wat God vir die mense gee. Die persoon wat besig is om die meel te verpak in die sakke, skree en roep my en sê, hier val semels ook in. Toe kom ons dadelik agter, hier is 'n probleempie, of weer, ons het gister gestrip, uit mekaar uitgehaal en skoon gemaak, ons vul mekaar aan, maar een ou kan doen nie nou alles self nie, jy kyk en by my is mis partykeer iets kleins, maar ek sê dit nou vir 'n rede. Die dame sê toe vir my, hier moet net pap in hierdie saak val, nie semels nie, ek is dalk partykeer ongeskik, maar ek is nie 'n varkie nie. So asseblief, jy moet net pap invul, die semels het sy eie uitgang, ek wys sommer hier, hierdie wat julle hier sien is lekker varkkos, lekker dierekos, dit het sy eie uitgang, dit meng nie met die ander nie. Weer sê ek, die semels meng nie, wat sê daai skrif of die woord, as jy jou met die semels meng, dan vreet die varke jou op. Kom, ons vat hierdie as 'n boodskap vir ons hierdie dag. Jy as kind van God, versprei die woord, wees wakker, deel die evangelie en los dit by die mense. Moenie word soos 'n sondaar nie. Jy is bekeer, bly weg van daai af, dra die goeie boodskap oor, maar moenie weer terugval en soos die semels, meng jou met die semels, maak hulle jou vriende, kuier jy saam met hulle, braai saam met hulle, aanhoudende vriendskappe, wees versigtig, laat die varke jou nie gaan opvreet nie. Weer kom ek terug, so terwyl ons hier so maal, toe roep die persoon my en sê, luister, hier's fout. Dadelik kom dit by my ook op, wat God gesê het in sy woord. Daar gaan 'n dag kom wat die bokke en die skape van mekaar geskei gaan word. Weer sê ons, Jesus se kinders is die skape, die lammers. Die bokke is die wat hulle eie kop volg en wat op pad is hel toe. Hulle gaan geskei word. En wat nou hier gebeur het vanoggend, die semels het met die meel gemeng en toe openbaar die Here net vir hierdie skrif. Is jy skerp? Is jy reg? Is jou hart ingeskroef? Het jy tyd saam met my gespandeer vanoggend? Is jy reg om die dag in te gaan? Is jy op jou hoede? Is jy gereed vir geestelike oorlogvoering, spiritual warfare? Want as jy die pap is, as jy die jou tyd met God spandeer en jy is die pap, jy is nie gemeng met die semels en allerhande goed nie. As jy die skapie is en nie, dan kom dit nou. As jy die skapie is en nie die bokkie is nie, dan gaan jy hierdie dinge volg. Jy gaan tyd saam met Jesus spandeer en glo jy vir my. Nou kom ek terug na die 10 meisies toe. Die
Olie verteenwoordig die Heilige Gees wat in jou is. Sorg dat jy by Jesus se voete sit, dat jy elke dag gevul kan word met olie. Daai klomp het nie by Jesus se voete gesit die hele tyd nie. Hulle olie het opgeraak. Hulle het miskien soos Lot se vrou begin belangstel in dinge wat nie vir God belangrik is nie. En toe val hulle terug. Hulle het alles gemis. Hulle het die bruilof gemis. Hulle was genooide gaste, maar hulle het alles gemis want hulle het nie voorsorg getref en seker gemaak dat hulle by Jesus se voete sit in hulle tydperk op hierdie aarde nie. So asseblief mense, maak seker dat julle nie meng semels met die varke nie en maak seker soos hierdie boodskap wat vanoggend uitgekom het asseblief dat die meel en die semels hierso nie met mekaar meng nie. Dit werk nie saam nie. En ons bid nou sommer ook die Here se seën aan almal wat kyk en ek smeek julle asseblief, maak seker jy spandeer. Ons weet die lewe is 'n gejaag. Daar kom Dawid, jy moet vinnig opstaan en aan die gang kom. Maar onthou, Jesus is buite tyd en ruimte. Jy kan elke oomblik met hom praat. As jy in jou kar spring en jy het dan nie stilte tyd gehou nie, dan praat jy met hom op pad werk toe. Deur die loop van die dag, kommunikeer met hom 24/7. Hy is nie ons wat moet rus nie. Hy is heeltyd op en wakker en gereed om vir julle te luister. Dan wil ek byvoeg, moet ook nou nie laat die duiwel jou aankla, ek het nou nie stilte tyd gehou nie, jy't dan my hele dag gaan die mekaar wees. Sorg jy net dat jy nie scrap tyd, rommelde tyd vir die Here gee nie. Kom eerder vanaand van die werk af en sê vir jou gesinnetjie, luister, ons gaan nou boeke vat, ons gaan tyd saam spandeer en dan verskoon julle my vir 'n uur want ek het 'n afspraak met my lewende God. Maak nie saak wanneer jy tyd saam met hom spandeer nie. Sorg net dat jy en hy alleen in 'n verhouding betrokke raak. En dan sluit ek af met hierdie. Onthou net, daar gaan 'n dag kom wat jy alleen daar gaan staan. Maak nie saak hoe oulik julle huwelik is en hoe florerend dit is nie. Jou vrou of man gaan nie hande vashou voor die troon van God nie. Jou kind gaan nie jou hand vashou nie. Jy gaan alleen staan voor Vader en jy gaan verantwoordelik doen van alles wat jy gedoen het op hierdie aarde, of dit nou goed was of sleg. Moenie bang wees nie. Al wat ek sê is, moet nie sondig en 'n vroom lewe voorgee, maar jou hart is nie by God nie en jy is nie waarlik bekeer nie. Ons het vanoggend hierdie gesprek gehad, ek noem weer, Johannes 3 vers 3. Ons kom tot wedergeboorte. Ons gee onsself oor aan God. Dan is dit klaar. Dan is dit jou verpligting en verantwoordelikheid om daagliks by Jesus se voete te sit. Weerens kom die woord bekeer in. Ons gaan deur daaglikse bekering. Bekeer beteken omkeer.